Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se Saamwees. Het jy al in jou lewe probeer dink oor hoe lank is die ewige lewe? En is dit 'n tema waaroor jy gereeld dink en oor wonder? Want dit is wat vir ons beloof is. Ons as gelowiges sê tog iewers is ons daarvan oortuig dat ons mag deel in 'n lewe wat ewig is. Die Here Jesus sê dan self op 'n stadium dat ons wat in hom glo sal vir ewig lewe, al sterwe ons ook. Nou goed, dit beteken dat ons fokus wat ook daarop moet lê. Hoe belangrik is dit vir ons? Hoeveel prioriteit het die ewige lewe, selfs vandag in my lewe? Besef ek dat ek as gelowige eintlik alreeds die voorreg het om daaraan deel te kan neem, om daaraan deel te kan hê aan die lewe wat ewig is. Hoe lyk die lewe wat ewig is? Om vir ewig saam met God te wees. Nou goed, met dit gesê, maak asseblief jou Bybel oop, lees saam met my 'n gedeelte wat Paulus skryf daar in sy brief, die tweede brief aan die Korintiërs, 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ek gee vir jou so 'n oomblik, mag dit by jou insink. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Waar lê jou prioriteit? Waar lê jou prioriteit? Kom ons bid saam. Here ons Here, baie dankie dat ons vanoggend weer mag saam wees, dat ons die voorreg mag hê om saam te bid. Here, ons bid dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat dit sal gerig wees selfs op die onsigbare dinge. Die onsigbare dinge, op daardie hoop, daardie vooruitsig, die afwagting, om dan ook te kan deel in 'n lewe wat ewig is. Here, mag U my help, en mag U my seën met 'n onderskeidingsvermoë, om my fokus op die regte dinge te plaas, selfs nou alreeds in hierdie lewe. Here, en dan ook, dankie vir die vooruitsig wat ek mag hê, dat U vir ons ook 'n ewige lewe bewerkstellig het. My oë bly op U gerig. Amen. Mag jy dalk vir jouself afvra, wat is vir jou belangrik in hierdie lewe? Want wat vir jou belangrik is in hierdie lewe, het ook 'n invloed oor wat vir jou belangrik is in die lewe hierna.